ewig vergewe. Mag die Here by ons wees, mag hy self met een my praat uit sy woord. Elkeen van ons sit in hierdie erediens met ons eie situasie, ons eie verlange, ons eie kommer. Iemand by die huis oor wie ons bekommerd is, dalk besig nog om te herstel van siekte of swaar kry. Dalk 'n bekommernis oor 'n kind, of oor 'n ouer, of oor 'n familielid. Mag die Here vanmôre vir u kalm en rustig maak. Mag u weet dat die Here hier is en dat hy u sal aanraak met sy genadige hand. Kom ons raak stil, ons soek sy teenwoordigheid. Here, ons buig voor u. En ons weet, op 'n besondere manier is u teenwoordig. Waar 2 of 3 u naam aanroep, dan luister u en dan besoek u elkeen van ons. Dankie dat ons laag kan buig omdat ons sondaars is. Maar dankie dat ons ook trots kan opstaan en ons koppe kan optel omdat ons vergewe is. Omdat u ons gekies het om deel te wees van u familie. Dat ons vanmôre vir u kan sê, my Vader, ons Vader, wat woon in die hemel, mag u naam geheilig word. Mag u koninkryk kom in hierdie erediens, in elkeen van ons lewens en ook in hierdie gemeente. Bewaar ons van die bose. Bewaar ons van versoekings. Sodat u wil gehoorsaam word. Soos wat op hierdie oomblik sonder teenspraak in die hemel gebeur. Maak ons gehoorsaam aan u wil. Wees by ons. Leer ons. Versterk ons en troos ons. Hier is ons, u kinders. Ons wag op u. Amen. Die Here sê vir u genade en vrede. Hy gee dit deur die werk van Jesus. Mag hy dit waarmaak in die lewe deur die werk van sy Gees. Kom ons maak ons Bybels oop vanmôre by Matteus hoofstuk 26. We gaan daar by vers 31 met mekaar saam lees en dan gaan ons 'n stukkie oorslaan en dan weer aan die einde van die hoofstuk lees. Dit gaan hier oor Petrus. Ons het nou verlede Sondag gelees oor Judas, ander gedeeltes uit dieselfde evangelie, dieselfde hoofstukke. Ons die Pasga is so pas gevier. Interessant, ons vermoed dat die huis waarin die Pasga ingestel is, dieselfde huis is waarin Petrus gevlug het toe hy die tronk ontsnap het. Toe die deure oopgegaan het, hy onthou die verhale uit Handelinge, en dat hy ook na hierdie huis toe gaan het. Dat dit die huis was van 'n vrou, 'n welgestelde vrou met die naam van Maria, een van die Marias wat ons van lees, wat na alle waarskynlikheid en volgens oorlewering, ons is redelik seker daarvan, die ma was van Markus, wat die tweede evangelie in die Bybel is. So Markus, ek sal net nou iets meer daaroor sê, dit was waarskynlik in hierdie huis waar die Pasga gevier is. Dit was die bymekaar komplek vir 'n lang tyd van Jesus en die groep mense saam met hom, en dit was ook die bymekaar komplek na die hemelvaart van die gelowiges in Jerusalem. Die vrou wat haar huis oopgemaak het vir die kinders van die Here. En dit was waarskynlik hier waar die Pasga ingestel is, die eerste nagmaal gevier is, en hier waar die gesprek plaasgevind het waarvan ons lees by vers 31 van Matteus 26. Daar lees ons, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag van my afvallig raak. Daar staan immers geskryf, Jesus wys daarop dat dit die Ou Testament is, dat hy die vervulling is van die Ou Testament. Ek sal die herder neervel, dis nou hy, en die skape van die kudde, dis hulle, sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Petrus het egter vir hom gesê, selfs al sal almal van u afvallig raak,
ek sal nooit afvallig raak nie. Jesus het hom geantwoord, amen, ek sê vir jou, jy sal my in hierdie nag voor 'n haan kraai 3 maal verloon. Petrus sê toe vir hom, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloon nie. Al die disippels het dieselfde gesê. Kom ons maak net 'n enkele opmerking hier. Party mense sê Petrus het nie bedoel wat hy gesê het nie. Ek dink nogal anders. En die meeste Bybeluitleggers dink anders. Ek dink Petrus was baie opreg. Ek dink hy het werklik bedoel wat hy gesê het. Here, ek sal u nie verloon nie. Nie ek nie. As ons teruglees in die evangelies, Markus bou sy hele evangelie rondom die belydenis van Petrus. In Markus 8, ek dink vers 6:37, waar Petrus aangehaal word, waar hy sê, toe die Jesus vir hulle vra, wie sê julle, wie is ek? Toe sê hy, u is die Seun van God, die Christus. Dit was sy belydenis. Hy is die een wat in sig gekry het, dat Jesus die gestuurde Messias is. Nee, Here. Ander miskien, maar nie ek nie. En ek dink meeste van ons, as ons vanmôre moet vra, sal jy die Here verloon? Dan gaan ons onmiddellik sê, nee, verseker nie. En hier waar ons nou vanmôre sit, is dit baie maklik om dit te sê. Nee, ek gaan nie die Here verloon nie. Maar 'n paar uur later, minder ongeveer 8 na 9 of 10 ure later, toe verloon Petrus vir Jesus. En ons gaan dit nou lees. Wat gebeur môre? Wat gebeur môre in die wêreld? As ek in vreemde, selfs vyandige omstandighede moet sê, Jesus is die Here. Gaan ek die genade en die krag kry? Of gaan ek swig oor die versoeking om Jesus te verloon? Ek dink ou Petrus, met sy groot mond en al, was regtig ernstig. En ons moet hom nie te erg kwaadlik neem oor wat gebeur het nie. Nou gaan ons net omblaai na vers 69. Matteus 26 by vers 69. Petrus het buite gesit in die binnenhof. 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook saam met Jesus die Galileër. Hy het dit egter daarvoor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. En 'n ander diensmeisie het gekom, het hom na die poort sien loop en sê toe vir die mense daar, hierdie man was saam met Jesus die Nasareëner. Weer het dit ontken met 'n eed. Man, ek sweer ek het hom nie geken nie. Wat praat jy nou? Dis eintlik wat hy waarskynlik gesê het. Ek ken nie die man nie. Ek ken nie die man nie. Die man van wie gesê het, u is die Seun van God. Na rukkie het die omstanders nader gekom en vir Petrus gesê, jy is beslis ook een van hulle. Trouwens, jou uitspraak verklap jou. Hulle het natuurlik van Galilea sekere streek gekom, op 'n sekere manier gepraat soos ons die Bolanders ken as hulle praat, of die Transvaalers. Daarop het hy, dis Petrus, begin vloek en sweer. Ek ken nie die man nie. Die visserman het na die oppervlak gekom. Vloekend, ons kan net raai in ons huidige konteks watter woorde Petrus gebruik het toe hy gesê het, wat praat jy? Ek ken nie die man nie. En onmiddellik het 'n haan gekraai. Toe het Petrus die woord onthou wat Jesus gesê het. Voordat 'n haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En het na buite gegaan en bitterlik begin huil. Die ander evangeliste gee vir ons 'n bietjie meer inligting. Johannes sê dat toe die haan kraai, het Jesus omgedraai en na Petrus gekyk. Nou dit was in die binnenhof, daar was 'n hofsaak aan die gang, daar was 'n klomp wagte en soldate en nuuskierige mense wat saam gedrom het. Daar was waarskynlik 'n paar 100 mense selfs in die groot binnenhof van die hoëpriester. En boor al die mense, kan ek my indink,
Toe Petrus begin vloek en hy kyk na sy Here daar voor, besig, bloeiend, vernederd, besig om verhoor te word. En hy sien dat Jesus omdraai en hom in die oë kyk. Oor al die mense heen, het al die gerumoer en alles met een stil geraak. En het sy belofte van 'n paar uur tevore weer in sy kop herklink. Hy kon nie anders nie. In ontsaglike skaamte en teleurstelling in homself het hy omgedraai en gevlug en bitterlik geween, hard gehuil. Hierdie gebeure wat so diep eg menslik is. Die verhaal wat ons so baie hoor, so goed ken. Die verhaal gaan eintlik oor Jesus, wat al meer alleen word. Hoe dat mense hom in die steek laat. Die hele stadse bevolking wat gesê het, Hosanna vir die seun van Dawid, wat nou begin skree, kruisig hom. Sy eie mense, eintlik die kerkmense van die tyd, wat hom wil dood hê. Sy binnekring, een vir een. Eers Judas, toe die ander, en nou selfs Petrus, draai hulle rug op hom. Die groot verskil wil ek reg aan die begin van die verhaal vir u sê, tussen Judas en Petrus, en Judas het berou gehad. Hy het spyt gekry, maar hy het nie die vergifnis gaan haal nie. Petrus het verloon, daarom nie verraai nie, dit klink nie so erg nie, maar dit is net so erg. Hy het ook spyt gekry, maar hy het die vergifnis gaan haal. Hy is terug na Jesus toe, want hy sy skuld besef, en het ontvang. Het is interessant dat hierdie verhaal van Petrus in redelike besonderheid deur elke evangelieskrywer opgeteken is. Nou sal jy weet dat die evangelie van Markus is die evangelie wat sonder twyfel die eerste geskryf is. Om die waarheid te sê, daar is maar minder as een hoofstuk van die evangelie van Markus wat nie ook deur Matteus en Lukas gebruik is nie. So die evangelie van Markus was reeds in omgang, dit was reeds bekend, gelees. En nou is die interessante, dat baie mense sê, die tweede evangelie se naam moes eintlik gewees het, die evangelie volgens Petrus, hierdie ou wat Jesus verloon. Dis waarskynlik opgeteken deur Markus, ek het klaar gesê, sy ma se naam was Maria, hy was 'n kind, hy is waarskynlik die ou, wat met sy slaapklere agter Jesus aangeloop het die nag van die verraad. Hy skryf in sy eie evangelie, hy het die mantel verloor en hy kaal weggehardloop van die verhoor af. Hy het gevlug, hy was ook een wat gevlug het. So ook die skrywer was nie, maar Markus, en ons lees dit eintlik in 1 Petrus 5 vers 13, waar Petrus in sy eie brief, hierdie Markus noem my seun. En hy maak eintlik van hom iemand baie besonders. Want Markus was die geleerde jongman. Petrus was 'n visserman. En ek wil nou nie vir Petrus afkraak nie, maar ek dink nie hy sou so mooi geskryf het soos wat Markus geskryf is nie. Markus is 'n aangrypende mooi boek, 'n kort, kragtige evangelie, 'n dinamiese evangelie, wat iets gee, vir ons weergee van Petrus se geaardheid. Die evangelie van Markus lyk soos Petrus, 'n doener, 'n dader, 'n bietjie van 'n grootbek, 'n ou wat vinnig en hard praat en vinnig goed wil laat gebeur. Daarom is dit die aksiebelaaide evangelie tussen al die ander evangelies. Markus was waarskynlik die ou wat gesit en skryf het, terwyl Petrus die verhaal van Jesus soos hy dit beleef het, vertel het Markus dit neergeskryf. Hy was die skrywer, die sekretaris. Hy was die metgesel, die reisgenoot van Petrus, rukkie ook van Paulus, maar meesal van Petrus. Ons lees ook in Handelinge 12 vers 12, waar daar geskrywe, uitdruklik geskrywe was, en ek gaan dit vir u lees, die enkele vers, waar daar geskrywe was, met die besef, toe Petrus bevry is uit die tronk uit, het hy gestuur na huis toe,
En met die besef gaan hy toe na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat bekend was as Markus, waar daar baie mense byeen was en gebid het. Hierdie Markus, is die Markus wat wie sy naam aan hierdie evangelie, tweede evangelie gekoppel is. Maar omdat dit die evangelie is wat uit die mond en die gedagtes in die hart van Petrus gekom het, is dit nogal interessant om daardie evangelie te lees as ons oor Petrus praat. Dit is interessant dat hierdie evangelie waarskynlik in Rome geskryf is, terwyl Petrus daar in die tronk was, 'n gevangene was, en uiteindelik daar tereggestel is. Hier rondom 60 na Christus, min of meer, is hierdie evangelie geskryf, beslis voor Jerusalem verwoes was. Want sou dit gebeur het al, dan sou dit in die evangelie gestaan het, maar toe dit nog nie gebeur nie, so hulle kon nie praat in daardie evangelie van die verwoesting van Jerusalem nie. Maar dat dit Petrus was wat in die woord was, is ons redelik seker. Die eerste geslag na die apostels bevestig vir ons dit. Daar was 'n kerkvader, 'n kerkleier met die naam van Papias, wat in een van sy briewe skryf, dat Markus volgens die oorlewering van Petrus die evangelie geskryf het. So dis bevestig deur die vroegste kerkgeskiedenis, dat dit Petrus is wat aan die woord was eintlik in die tweede evangelie. En ek wil net een ander opmerking daaroor maak. Dat as 'n mens hierdie verhaal van Petrus lees, is dit waarskynlik een van die bewyse dat dit wat in die Bybel staan, die waarheid is. Nie 'n storie nie, nie 'n fabel nie. Nie iemand se denkbeelde nie, maar dit dinge is wat werklik gebeur het. Want iemand nou weet, as 'n mens 'n verhaal wil vertel, en jy is leier van die mense, want Petrus was in 60 na Christus die erkende leier van die kerk van daardie tyd, van die Christendom. Hy was die leier apostel en hy was die rots waarop die kerk gebou was. Omdat hy Jesus geken het en hom gedien het. En as ek my verhaal moet vertel, en ek wil dit mooi vertel, ek wil dit so vertel dat my naam daarom nou 'n bietjie in ere herstel is, dan gaan ek nie vertel dat ek die Here verloon het nie. Maar Petrus doen dit. Met byna sê met wrede eerlikheid in sy evangelie vertel hy dit ten volle. Maar hy gee vir ons in sy evangelie hier en daar, en 'n mens moet baie keer mooi oplet om dit raak te lees, gee vir ons 'n bietjie ekstra inligting, 'n bietjie meer detail, al is dit 'n kort evangelie. Want hy is die enigste een wat sê, ek het by 'n vuurtjie gestaan want ek het koud gekry. Ek het 'n bietjie warmte gaan opsoek. Dis iets wat hy geweet het, hoekom hy daar was. Hy het agter Jesus aangeloop. Hy wou hom nie verloon nie, maar hy het agter hom aangeloop met die hoop dat hy dalk iets vir hom sou kon doen. En hy het koud gekry want dit is vroeg herfs, die nagte is koud in die semi-woestyn van Palestina. Daar was 'n vuur in die binnenhof terwyl die verhoor aan die gang was. Terloops, dit was onwettig. Volgens die Joodse wette mag 'n hofsitting nie in die nag plaasvind nie. Dit moet in die daglig plaasvind. Maar daardie hofsitting was onwettig, half versteek in die nag. Maar Petrus het 'n bietjie hitte gaan opsoek. En waarskynlik daar by die vuur gestaan en sy hande gevryf om 'n bietjie van die hitte op te neem. En toe kom 'n meisiekind, 'n jong slavin waarskynlik na hom toe. Sê maar, ken jou? Jy's ook mos een van hulle. Nee man, ek is nie. Hy ontken dit. Dit staan in skreiende kontras met die belydenis wat hy 'n paar weke van tevore gemaak het, dat Jesus die seun van God is. Nou sê hy, ek ken hom nie. 'n tweede keer verloon hy Jesus, nou met 'n eed. En die derde keer vloekend, in absolute miskenning, ek ken die man nie. En met daardie verloning is Jesus met eens heeltemal alleen. Die laaste een wat beloof het, ek sal by u staan, Here, hy val weg. Die verhaal het 'n mooi einde, want vroeg in die Kerstyd
En die tradisie ontstaan, ons het geen bewys dat dit die waarheid is nie, maar is die verhaal wat bestaan het dat toe die onder Nero die vervolging in Rome uitbreek en Petrus dalk sy lewe kon verloor, Christene by die duisende doodgemaak is die verhaal dat hy gevlug het. Hy het gepad uit Rome. En op die pad het hy vir Jesus ontmoet. En jy ken die bekende uitdrukking wat op ander plekke ook in dramas en wat ook Shakespeare gebruik het in van sy dramas. Toe vra Petrus vir die Here, Quo vadis, Domini? Waarheen gaan u, Here? En dan word het vertel dat die Here Jesus vir hom gesê het, ek gaan Rome toe, Petrus. Hoekom, Here? Want ek moet weer gekruisig word. Het word vertel dat Petrus omgedraai het en teruggegaan het Rome toe. Of daardie stukkie verhaal 'n fabel is of die waarheid is, weet ons nie. Ons sal dit eendag hoor. Maar wat wel gebeur het, is dat Petrus toe in Rome gekruisig is. En volgens oorlewering was hy versoek dat hy nie soos die Here Jesus gekruisig moes word nie, maar onderste bo, kop na onder. En is dit waarskynlik so het gedoen. En het hy 'n marteldood gesterf aan 'n kruis, soos sy Here, maar tog ook anders. Het hy die Here nie weer verloor nie. Dis hierdie Petrus wat op Pinksterdag opgestaan het en voor duisende mense getuig het en vertel het wie Jesus is. Dis ook hierdie Petrus wat die Here geroep het en een kant toe gevat het en vir hom gevra het, Petrus, het jy my lief? Ja, Here. Petrus, het jy my regtig lief? Ja, Here. Net om 'n derde keer gevra, Petrus, het jy my regtig lief? En dan lees ons, toe verstaan Petrus, en toe huil hy weer. Maar toe sê die Here vir hom, gaan pas my skape op. Gaan kyk na my volgelinge. Ek stel jou aan. Gaan doen dit. Ek vergewe jou. Ek vergewe jou volkome. Die lydingsweg, my broer en suster, wat Jesus so alleen moes loop, is die pad van verlossing. Judas se verlossing, as hy dit wou hê. Petrus se verlossing, wat hy aangegryp en gebruik het. U en my pad van verlossing, as ons dit net wil gaan haal. Ons sondig, keer op keer, baie maal. Maar die vergifnis is nog meer. Ons sondigheid is tydelik. Ons vergifnis, dit wat Here Jesus verdien het, is vir altyd, volmaak, vir ewig. Ja, daar is 'n stukkie Petrus in elkeen van ons. Ons het goeie bedoelings, ons wil nie die Here verloor nie, maar ons kom in situasies waar ek agterna dink, joh, hoekom het ek dit nie iets gesê nie? Hoekom het ek stil gebly? Hoekom het ek die verkeerde ding gesê? Hoekom het ek nie iets anders gedoen of gesê nie? Ons het almal daardie oomblikke. Ons gaan dit weer hê. Maar Petrus ontdek, verlossing, vergifnis, dis wat die Here Jesus verdien het. En hy gee dit vir elke sondaar. Mag die Here vir ons daartoe help. As ons net so bly sit, kom ons bely vanmôre ons sondes. Anton, jy's nou ver, hy dit vir ons kan hy gaan net vir Anton gou kans kry. Hy het net gou daai luidspreker gou bietjie gaan draai. Anton, as jy op pad. Ons gaan nou 'n lied sing terwyl ons net so bly sit. Dis 'n bietjie minder bekend lied, nommer 242 soos ons. Ken ons daai wysie? Dalk wie vir ons net so met een van net een keer die wysie, net twee reeltjies, net so die wysie vir ons stem. En dan sing ons hom twee keer. As jy dit nie gesing kry nie, let op die woorde. Dis 'n belydenislied. Kom ons gee onsself vir die Here Jesus vanmôre. Kom ons gaan terug na hom toe. En in hierdie lied sê ons, Here, vergewe my. Vergewe my
as ek jy verraai, as ek jy verloon of verlaat. Kom terwyl ons net so bly sit, omdraai en kyk na die man wat hom verloon. Sien hom as hy strompelend, sukkelend, hygend, Golgotha uitstap. En waar hy uiteindelik sy kop buig en sterf. Want dit is vir u en my. Sodat ons dit nie hoef te doen nie. Sodat dit nooit ooit nodig sal wees vir ons om daardie pad te stap nie. Dit is die sin van lydingstyd. En daarom tussen die trane en die ellende en die bloed en die onreg deur mag ons juig as ons heiland sien hang, want hy doen dit vir ons. Dis die pad van verlossing. Ons kan triomfeer, want in alles doen hy dit ook vir my. Kom ons sing verse 1-3. God die Vader bly by u en sorg vir u. Die Here Jesus Christus bly by u en maak u vry, verlos u vir ewig. Die Heilige Gees bly by u om u te troos en in wysheid te lei. God die enig seën u en stap saam met u, want hy is u God. Ontvang dit en gaan leef in die vreugde daarvan.